Goeiedag, ek groet jou in die kosbare naam van Jesus Christus. In 1 Konings 18 lees ons van Elia, wat na 3,5 jaar se droogte by die berg opgeklim en toe begin bid het vir reën. Vers 43 tot 45 sê, daarop sê hy vir sy dienaar, klim tog op, kyk uit na die see, en hy het opgeklim en uitgekyk en geroep, daar is niks nie. Toe sê hy, gaan weer, 7 maal, en die 7de maal roep hy, daar gaan 'n wolkie soos 'n man se hand op uit die see. Toe sê hy, gaan op, sê vir Agab, span in en trek af, dat die reën jou nie terughou nie. En in 'n oogwink was die hemel swart van wolke en wind, en 'n groot reën het gekom. Het jy al ooit daaraan gedink, wat sou gebeur het, as Elia besluit het, om net 6 keer te bid, in plaas van 7 keer? Hoeveel keer was ek en jy nie al, net 1 gebed weg van 'n wonderwerk, maar ons het nooit daardie wonderwerk gesien nie, bloot omdat ons opgehou bid het, want daar het nie vinnig genoeg 'n uitkoms gekom nie. In Lukas 18 leer Jesus ons in die gelykenis van die onregverdige regter, dat ons moet aanhou bid, sonder om moedeloos te word. In hierdie gelykenis vertel Jesus hoe hierdie vrou vir die regter gevra het om dinge reg te maak. Hy het nie eers gereageer op wat sy gesê het nie, maar hierdie vrou het gedoen wat die meeste mense nie bereid is om te doen nie. Sy het oor en oor teruggegaan, totdat die regter aan haar versoek voldoen het. Om te volhard in gebed is een van die wapens wat die vyand die meeste vrees. Dit is hoekom hy ons probeer ontmoedig om aan te hou bid, as ons nie dadelik 'n antwoord kry nie. Besef vandag, omdat jy God se kind is, kan jy die vrymoedigheid hê om hom te vra wat jy nodig het. Want net soos wat jy dit geniet om goeie dinge vir jou kinders te gee, net so doen God ook. Here, vandag fokus ek opnuut op U as my voorsiener. Help my om nie moedeloos te word wanneer ek nie dadelik 'n antwoord kry nie, maar om te volhard in gebed. In Jesus naam bid ek dit.